Met baie goed in ons lewe is daar siklusse. Vat sommer byvoorbeeld die seisoene, daar's somer, daar's herfs, daar's winter, daar's lente. Daar's goed wat in ons lewe gebeur wat baie keer ons seermaak. As ek byvoorbeeld dink aan ek lewe positief en tevrede, dankbaar en dan gebeur daar iets in my lewe en ons pyn of ons teleurstelling, daai skuif baie keer na hartseer of kwaad of woede of verwyte en verwerking weer van daai hartseer die volgende stap en uiteindelik kom ek weer by 'n punt van dankbaarheid of tevredenheid of positief oor die lewe. Kan jy assosieer met daai siklus vanoggend wat ou so deur ons, ek wil nie sê mood swings gaan nie want dis realistiese emosies. Rondom die woordjie tevrede, dink ek daar's hierdie siklus van dankbaarheid. Ons is op 'n plek waar ons regtig dankbaar is vir wat in ons lewe gebeur en dan is daar tye waar ek my seëninge begin miskyk en ek begin eintlik kyk na alles wat ek nie het nie of ek kyk hoe alles vir ander mense uitwerk en nie vir my nie en ek is weer op 'n punt van ondankbaarheid en is asof ek dan op 'n punt weer kom waar ek besef, ja, maar wat maak jy? Jy kyk mis wat jy het en ek kom in die oortuiging en ek raak weer dankbaar en die siklus voltooi en ek is weer by 'n punt van dankbaarheid. Miskien kan jy vanoggend met dit assosieer. En dan is daar 'n siklus in die Bybel wat oor en oor gebeur waar ek dink elke liewe een van ons mee vanoggend kan assosieer. Ek sal dit in 'n oomblik gou vir jou uitpak, maar dis die siklus basies van toewyding. En ons gaan nou meer daaroor sê, maar ons spring vandag na die Ou Testament toe. Ons gaan nou 'n bietjie daai lees, maar ek wil graag 'n bietjie vir jou agtergrond gee. Ons lees uit die boek Jesegiel. Jesegiel was 'n profeet gewees in die tyd toe Israel in ballingskap as slawe weggevoer is na Babylon toe. En die Here het Jesegiel in daai tyd geroep terwyl hulle in ballingskap was. So hy was saam met hulle daar om oor God se volk te profeteer, om namens die Here hulle 'n klomp boodskappe te gee. En die rede hoekom hierdie klomp Babiloniërs Israel aangeval het, was God se straf. Dit was juis omdat Israel hulle rug op hom gedraai het, hulle eie kop begin volg het, hulle self verhef het en die Here se reaksie was, ek gaan my woede op hulle uitstort. Dit klink hard om dit baie keer te sê, maar dis die beeld wat die Ou Testament vir ons gee van God. En dis 'n akkurate beeld want hy's 'n heilige God. En wanneer die mens hulle rug op hom draai, hy's onverdeelde trou. Dit maak hom kwaad. Dieselfde soos dit jou kwaad maak as jou kind 'n tantrum gooi of teen jou rebelleer, daar's iets wat in jou ook opstaan en sê, hierdie's nie reg nie en ek gaan nie hierdie duld nie en ek gaan my lyn trek, genoeg met hierdie. Dieselfde met God. Inteendeel, hierdie ritme, hierdie siklus vind ons nie net in Jesegiel nie, ons sien dit toe hulle in die woestyn was met die Exodus. Ons sien dit omtrent in elke liewe boek van die Ou Testament en ons sien dit vandag in die boek van my en jou lewe ook. Hier's die siklus. Ons werk hom gou vinnig deur. Daar's toewyding. Ek is toegewyd aan die Here, ek is lief vir hom, ek dien hom voluit, ek ervaar sy seën, ek is binne die wil van die Here. En as ek myself vang, dan raak ek bietjie vervalle, ek raak flou, ek raak, jy weet, stappie 2, ek volg my eie kop, ek raak ontrou. Julle kan saamgaan soos ek verder gesels, maar jy hoor, die Here is nie meer die prioriteit wat hy is nie. En dan stap 3, dan gaan ons verder en die Here moet nou half intree want hy sê, my kind, jy's buite my wil. Ek moet jou aandag kry, ek moet in jou lewe ingryp. Ek moet straf, as ou kyk in die konteks van Jesegiel. En dan sal die 4de punt wat heel deur die Bybel kom, is nou soos, ons word gestraf en ons hou hierdie van en ons besef is ons eie skuld. So Here, ons is jammer. Daar's berou, daar's hierdie omkeer van, Here, ons beloof ons sal dit nooit weer doen nie. Here, ons kies, daar's net een Here. En dan vergewe die Here, stap 5. Hy gryp in en hy sê, kom ek red jou, en dan trek hy hulle terug uit ballingskap uit, hy gee hulle die oorwinning, as jy sommer dink in Egipte, 10 plaae, 'n bonatuurlike ingryping. En dan is ons weer binne sy wil, en daar's seën en daar's vrede, en ek weet ek is waar die Here wil hê ek moet wees. Dis verseker die storie of die tema reg deur die Ou Testament. Volk dien die Here, volk raak afvallig, dien ander afgode, die Here straf, die volk sê jammer, die volk dien weer die Here ten volle. En ek dink in ons lewens is dit baie soortgelyk. Ek vang myself ook waar ek nie altyd so toegewyd is soos ek moet nie. Die lewe meng in, prioriteite raak weer bietjie de mekaar en ons plaas weer te veel fokus of vind ons vreugde in iets anders of fokus te veel op 'n probleem en vergeet wie die Here in ons lewe is. Dan kom maar 'n punt waar ek besef ek het die Here nodig, miskien buite sy wil beweeg. Ek is ver van hom af, ek cope nie op my eie nie, wat emosie ook al dan wil beskryf, maar jy weet waarvan ek praat. Jy weet sommer net jy's nie naby aan die Here nie.
Sien die chaos en ek kom tot besef, ek kan nie. Presies soos die Ou Testament mens om te sê, Here, help. Here, ek is jammer. Here, ek dien U weer ten volle. Eintlik is dit vir my so mooi, want elke keer wat ek en jy tot op 'n punt van berou kom, dan is dit eintlik die Here wat in ons hart begin klop. Dit is eintlik die Here wat ons herinner en sê, ek gaan nie ontrou wees soos jy nie, en ek herinner jou, jy kan nie op jou eie nie. Kom terug. Ons tema vandag, miskien kan jy assosieer met hierdie siklus, maar ons tema vir vandag is 'n nuwe hart. En dat ons regtig die Here vertrou vandag, dat hy vir ons nuwe harte sal gee as ons uitstap. Die rede hoekom ons in Jesegiel lees, is omdat die volk van Israel presies in hierdie toestand was. Hulle het reeds afvallig geword, reeds van die Here vergeet, en hy het hulle reeds gestraf hieroor. Hulle is klaar ballinge in hierdie vreemde land. Maar die hartseer is, hulle is nog nie by stap 3 of by stap 4 nie. Hulle hou aan met hulle hardkoppigheid. Hulle hou aan sleg optree. Hulle hou aan om hulle eie kop te volg. En onthou gou mooi, die rede hoekom die Here Israel gekies het as sy volk, was nie omdat Israel 'n wonderlike God was nie, volk was nie. Dis nie omdat Israel hierdie amazing nasie was en die Here sê, kom ek kies tog net iemand wat goed is nie. Hulle het glad nie verdien dat die Here sê, ek kies julle nie. Ek wil hê jy moet vashou aan daai waarheid vandag soos ons praat, want God het ook sy seun gestuur om my en jou wat dit nie verdien nie, lewe en kans te kom gee. Hy het nie kom sterf omdat ek en jy so wonderlik is nie, hy het kom sterf juist toe ons dit die minste verdien. Ons het dit nou gesing, nê? Reckless love. I couldn't earn it. I don't deserve it. But still you give your life away. Elke liewe keer wanneer ek en jy nog 'n kans van die Here af kry, wanneer daar vergifnis is, skreeu dit van die liefde van God en van sy getrouheid in ons lewe om te sê, dis hierdie teks in die Nuwe Testament wat sê, selfs as jy ontrou is, ek kan nie ontrou wees nie. Ek is getrou. Maar ons lees in Jesegiel, in hierdie plek waar hy ons droog maak, hoe die Here 'n kragtige verklaring wil maak. En ek weet nie waar jy vanoggend is nie, en ons sal 'n paar verskillende scenario's dalk gou nou skep, maar die punt is net, die Here kom en sê, ek sien waar die volk is, en ek gaan iets aan hierdie situasie doen. Of hulle my al aanroep, of hulle jammer sê of nie, ek gaan iets hieraan doen. Hoekom? Nie sal dit nou raak lees, want die Here wil deur sy mense aan die wêreld wys dat hy God is. Ek wil dit herhaal. Die Here wil deur sy mense vir die wêreld, vir enigiemand daar buite wat hom nog nie ontdek of geglo het nie, wys dat hy bonatuurlik is en dat daar niemand is soos hy nie. So hoor gou die beskrywing, Jesegiel 36. Ons gaan in daai selfde hoofstuk heeltyd lees, maar hier is die eerste 2 versies. Hy sê: waar hulle tussen die nasies verstrooi was, dis die Here wat aan die woord is direk, het hulle my heilige naam oneer aangedoen. So klap, nee, dis wat dit is. Want die nasies het gesê, hierdie is die Here se mense, en tog moes hulle weggaan uit sy land uit. Ek is bekommerd daaroor dat mense respek vir my naam verloor. Hier's hoekom. Dis veroorsaak deur die mense van Israel, deur God se volk, wat tussen die nasies gaan woon het. En ek dink dit is net in antieke tye wat hierdie teks raak is nie. Praat jy vandag met iemand wat nie in Jesus glo nie, of kyk jy na video's van mense waar iemand 'n vinnige onderhoud of wat ook al het, dan sê so baie mense vandag dieselfde ding van kinders van God. Hierdie mense glo in Jesus, maar hulle leef nie soos Jesus nie. Hierdie mense noem hulle self Christene, maar hulle tree glad nie op soos wat Christene optree nie. Het jy dit al gehoor? Hierdie ongelooflike hartseer aanhaling van Brendan Manning. Hy sê, the greatest single cause for atheism in the world today is Christians who acknowledge him with their lips but deny him by their lifestyles. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. En is waar. Nêrens is waar, kom ons hou dit net aan. Hoor vanoggend wat die Here daar aankondig. Hy sê, ek kyk na hierdie toestand, my naam kry seer. Die wêreld verloor hulle respek vir my. Inteendeel, as jy deur die Ou Testament gaan lees, wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk, dan het ander volke baie keer verklaar en gesê, ons is bang vir julle want julle God. Daar was 'n vrees, daar's iets anders. En ek glo vanoggend dat die Here dit oor my en jou ook vanoggend sê.
Ek wil iets in jou lewe doen. Hoor vanoggend dat die Here vir jou dalk sê, ek wil iets in jou lewe doen. My naam is op die spel, my eer is op die spel en ek gaan ingryp. Vers 22 sê hy van hoofstuk 36. Daarom sê vir die mense van Israel, die oppermagtige Here sê, hier is die ingrype, ek bring julle terug. Maar nie omdat julle dit verdien nie. So weer eens, enige reaksie wat jy vanoggend het, is 'n boodskap van liefde en 'n boodskap van guns. As daar iets vanoggend in jou gebeur, is dit die Here wat sê, ek is vir jou en ek doen dit nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat ek wil. Ek doen dit ter wille van my naam wat julle oneer aangedoen het onder die nasies waar julle gebly het. Lees saam met my nou vers 25 tot 32. Hy sê, steeds die Here wat aan die woord is. Dan was ek julle met skoon water en julle sal skoon wees. Ek maak julle skoon van die vuilheid en julle afgode. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en ek gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. En ek gee my gees in julle sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Belofte. Julle sal in die land bly wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek maak julle skoon van alles wat julle lewe besoedel het. Ek gee julle goeie oeste. Julle sal hongersnood nie ken nie. Ek gee vir julle vrugte aan die bome en goeie oeste op die landerye. Nooit sal julle buurlande weer met julle land kan spot oor sy hongersnood nie. Dan sal julle onthou hoe julle vroeër gesondig het. En julle self haat vir al die bose dinge wat julle gedoen het. Maar onthou, sê die oppermagtige Here, ek doen dit nie omdat julle dit verdien nie. Daar's 'n paar aksies wat die Here vanoggend onder ons aandag wil bring en dit is belangrik dat jy dit hoor. Dis goed wat hy doen, nie jy nie. Aksie nommer 1 vanoggend. Die Here sê ek wil vir jou 'n nuwe hart gee. Dis die eerste deel van vers 26. Hy sê ek gee julle 'n nuwe hart. Hoekom? Want waar die mens sy eie kop volg, is die wortelprobleem 'n saak van die hart. Dis ons harte. Jeremia maak die stelling, is op die skerm nie, maar hy sê die hart is bedrieglik bo alles. Is nie betroubaar nie, dit verander. En hoor mooi, die Here wil nie vanoggend begin by gedrag nie. Hy wil begin by die kern. Hy wil begin by hart. Waar iemand afvallig is, waar iemand hulle eie kop volg, is dit omdat hulle harte op die verkeerde plek is. Selfs Jesus in die Nuwe Testament het gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En hy sit dit sommer in die konteks van God en geld, om te sê, as jy verkeerd fokus, gaan jy nie op die Here fokus nie. Jy kan nie beide dien nie. Jy kan nie halfpad in die wêreld wees en halfpad in hom nie. Jy kan nie een voet in een voet wees nie. Jy moet kies, waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Jy moet gou vanoggend hierdie klip optel. Maar jy hou hom klaar vas, ek sal hom optel. En voel hom net bietjie. Is koud. Is grof. Is vuil. Jammer daarvoor. En hy's hard. 'n hart wat hard is 'n hart wat selfgesentreerd is. 'n Hart wat koud is 'n hart wat nie reageer op die Here of sy woord nie. Is nie net 'n slegte optrede nie, dis nie net 'n hart wat hard is nie 'n in die oomblik maak ek goue dom keuse of in die oomblik per ongeluk nie. 'n Harde hart sê iets van die toestand van 'n persoon se lewe. Dis iets in ons kern wat ons hele leefwyse raak en ons verkeerdelik dryf. Hier is die hart wat die Here vir ons gee. Hy sê ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Teenoor hy gaan in vers B, die B gedeelte van die teks. Hy sê ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes. Jy sien, waar jou skat is, sal jou hart wees. Waar harde harte beteken begeertes is op verkeerde plekke. Ons fokus en ons prioriteite is op die verkeerde plekke. Sagte harte is gerig op die Here. Wanneer ek my oë van die Here afhaal en ek begin fokus op myself, dan word hierdie warm, sagte hart baie vinnig koud. Die toestand van die wêreld bevestig hoe nadelig slegte harte is.
Die haat, die rasisme, die geweld, die brutaliteit van die mense, en hoe mense teenoor mekaar kan optree sonder die minste berou of emosies, kom uit harde harte uit. Kom uit koue, growwe, gevaarlike plekke uit. Daai aksies word nie gedryf omdat ons die beste vir ons medewens wil hê nie. Fokus is op persoonlike win, wat die wêreld my bied en hoe dit met my gaan en wat die wêreld nie net my bied nie, maar my skuld, dis my reg, my geluk, en met elke selfsugtige en selfgesentreerde keuse maak ek my hart harder, en ook, weet jy wat's anders? As ek met 'n harde hart teenoor jou optree, raai wat doen ek aan jou hart? Ek maak jou hart ook hard. Hier is nie 'n selfverbetering uitnodiging wat die Here gee nie. Hoor gou, wat is die tweede aksie? Hy sê vanoggend, ek gee jou 'n nuwe gees. Dis wat die teks sê, lees hom gou saam met my. Ek gee jou 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Let op daai gees is klein lettertjie. Hierdie het iets te doen met jou, en ek sal dit nou verduidelik. Hierdie is nie 'n selfverbetering nie. Hierdie is nie ek wat net kies om ietsie in my lewe te verander nie. Dis 'n transformasie van die mens, 'n vernuwing. Nuwe gees dui op 'n nuwe hart wat klop, nuwe prioriteite, 'n ander rede vir bestaan. En beide hierdie punte, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, is iets wat die Here aan ons lewe wil doen. Ek kan nie. Ek kan nie my gees vernuwe, my hart vernuwe nie. Maar ek kan kies of ek dit wil toelaat of nie. Ek kan kies of ek vanoggend se woord wil hoor en ignoreer, en of ek my hart wil oopmaak en sê, sag. Romeine 12 bevestig dit so mooi vir ons. Romeine 12 vers 2 sê, moenie julle leefstyle aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Moenie sê vir my, ek het 'n keuse. Ek kan dit toelaat of dit nie toelaat nie. Maak dit sin wat ek sê? Moenie jou lewe aanpas. Jy het keuses wat jou hart harder kan maak. Jy het keuses wat jou hart sleg kan maak. Moenie jou leefstyl aanpas soos die wêreld nie, maar laat God. So ek kan sleg in my lewe vermy deur keuses, en hy sal my in staat stel, as ons dan nou by dit ook kom, maar hy verander my, ek laat hom toe. Maar laat God julle omvorm. Hoor waar kom die nuwe gees ook sommer in, 'n hele manier van lewe. Laat hy julle omvorm deurdat hy jou denkpatrone, jou kern, jou hart vernuwe. Hy sal my en jou verander. Miskien kan ek dit so stel en net bevestig, ek kan nie my hart sagter maak nie. God doen dit. Maar ek kan in 'n sagte harttoestand, soos hy in my werk, keuses maak dat my hart nie harder word nie. Ek kan nee sê vir die wêreld. Ek kan nee sê vir slegte invloede. Ek kan besluit om nie soos die wêreld te word nie. Ek hoop dit maak sin vanoggend. Ek hoop jy hoor vanoggend dat die hart van die Here is om te sê, ek wil iets nuuts in jou lewe doen. Ek wil vir jou 'n hart gee wat jy nie kan hê nie. Kom na my toe. Laat my toe. Aksie nommer 3 vanoggend sê hy, ek sal jou harde hart verwyder. Vers 26, die laaste gedeelte sê, ek vat die ou hart van sonde weg en ek gee julle 'n nuwe gehoorsame. Net soos Jesus oë wat nie kon sien nie, kon aanraak dat hulle weer sien, soos hy mense wat nie kon loop nie aanraak dat hulle weer kon loop, net so kan hy vandag die hardste hart sag maak. Hy kan vandag 'n wonderwerk doen. Hy kan vandag ingryp. Hy bring vergifnis. Hy het die prys vir ons betaal. Hy bring die liefde om te sê, jy wat jouself as minderwaardig sien en jy wat dink dat jy nie goed genoeg is nie. Hier's my liefde. Hier's my aanvaarding. Nou wat ek moet doen is om toe laat. Maar die intensie is hy wil. Hy kan vandag ons hart totaal en al vernuwe. Vir die mens wat Jesus soek, is daar 'n belofte wat sê, wie hom soek, sal hom vind. As 'n nuwe lewe op elkeen wat wag, bereid is om hulle rug te draai op wat ook al dit is in die lewe wat prioriteit geword het. Wil jy met mooi hoor vanoggend, hierdie is nie 'n eksklusiewe uitnodiging nie. Hierdie is nie vir net sekeres wat goed genoeg is nie. God sê vir sy volk, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee.
Niemand kan vanoggend hier sit en sê ja, maar nie. Dis inklusief, dis vir almal. Dis vir enige iemand wat hulle hart wil bring en 'n oorgawe vandag aan die Here wil maak. Aksie nommer 4. Ek sal jou my gees gee. Vers 27, baie eenvoudige, presiese woorde. En ek gee my gees in julle. Let op, hierdie keer sien jy gees is nou hoofletter. Die belofte van die Heilige Gees, die belofte van 'n bonatuurlike mag wat in my lewe kom leef. Ons het dit nou gesing van die Heilige Trooster wat ons vereer. Ons erken die rol van God die Gees in ons lewe. En is deur die Heilige Gees wat God op hierdie oomblik in ons lewe werk. Vraag, waar's God op hierdie oomblik? Die Vader. Hy's in die hemel. Die Bybel sê dit. Waar's Jesus op hierdie oomblik? Hy's in die hemel, hy sit op die troon en regeer, hy's besig om 'n plek vir ons voor te berei. Wie's die een wat in ons werk met ons is? Dis die Heilige Gees. God het beloof om te sê, ek sal my gees in julle gee, en hy gaan die trooster wees, hy gaan die een wees wat julle oortuig van sonde, hy gaan die een wees wat vir julle herinner, die Bybel sê dit, hy sal ons gegee as die belofte, as die deposito, dat Jesus ons weer gaan kom. Die Heilige Gees is die kragtige bestanddeel in my, wat my kan verander. Nou, dit is interessant, en ek moet dit noem. Dus jy moet dit werd om te noem, daar's 4 opdragte, daar's baie goed wat die Bybel van die Heilige Gees sê, maar daar's 4 opdragte, en ek het nie tyd om by hulle al stil te staan nie, ek het sommer net, dat jy weet, ek praat nie nonsens, vir die 4 teksies gou neergesit, maar daar's 4 opdragte. Die eerste een is in Efesiërs 4 vers 30, en hy maak die stelling, hy sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Die tweede opdrag is in 1 Tessalonisense 5. Hy sê, moenie die Heilige Gees uitblus nie. So kry daai konsep van 'n vuur en jy het water oor die vuur gooi, jy blus hom uit. Dis die 2 negatiewe opdragte en dan 2 positiewe opdragte. Die is in Galasiërs 5 sê hy, wandel in die Gees. Met ander woorde, laat jou lewe deur die Heilige Gees bepaal word, gelei word. En vierdens, Efesiërs 5 vers 18 wat sê, word daagliks vervul met die Heilige Gees. Ek het hom in totaliteit ontvang, maar dit beteken nie hy beheer my lewe nie. Wat het daai teksie van Romeine 12 gesê? Ons moet God toelaat. Ek moet elke dag kom en 'n keuse maak en sê, ek self of God? Ek of Heilige Gees? Heilige Gees, lei my. Heilige Gees, vul my vandag. 4 belangrike opdragte. Kom ons vra net gou vinnig, wanneer bedroef ek? Wat beteken dit om die Heilige Gees hartseer te maak? Dis wanneer ek doen wat nie reg is nie. Nog nooit het enige mens 'n sonde gedoen en die Heilige Gees sê, dis oukei nie. Dit breek hom. Elke verkeerde keuse wat ek en jy in ons lewe maak, skuldig, onskuldig, per ongeluk aspres, breek sy hart. En dis hoekom berou so belangrik is om terug te kom en te sê, Here, help my om dit nie weer te doen. Here, ek is jammer. Om die Heilige Gees te blus beteken ek hoor sy stem, ek ervaar die oortuiging en ek mute dit. Dis wat dit beteken. Daar's iets wat brand en ek blus dit. Ek gooi dit doelbewus toe. Ek wil nie hierdie hê nie. Ek wonder hoeveel keer het ons al ervaar dat die Here iets op ons hart lê of ons oortuig van iets of ons praat oor iets en ons half la ons wil nie. Dis wat dit beteken. Soos ek hierdie dinge sê, dink ek kan sommer hoor hoe dit kan lei na 'n hart wat hard word. Hoe meer ek sê, ek wil nie doen wat die Here sê nie. Ek wil nie hierdie ding laat gaan nie. Ek wil nie hierdie ding in my lewe sien as 'n sonde nie. Dis oukei, almal doen dit en ek redeneer dit uit of ek regverdig dit. Hoe meer is ek besig om hierdie produk te vorm. Koud. Grof. Inteendeel, die klag van Esegiel. Deur my doof wees. Kyk die wêreld en sien hierdie hart. Dit is altyd makliker om van buite af iets te sien. Sien die wêreld die hart en sê, dis nie hoe Jesus moet wees nie. Kom as die Heilige Gees vir my en jou gee, aksie nommer 5. Dis nie net 'n glo ding nie, dis nie net 'n belydening nie. Soos daai quote gesê het, is 'n leefstyl. Aksie 5 is gehoorsaam aan sy opdragte.
Die Heilige Gees is vir my en jou gegee, dat ons elke dag sal leef en keuses sal maak. Lees saam met my, vers 27, hy sê, en ek gee my gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Die Heilige Gees praat juis met ons, om ons harte sag te hou, juis met ons, om ons nie net naby die Here te hou nie, maar nog nader aan die Here te bring. Hy oortuig ons juis, sodat ons meer lig, meer sout en anders sal wees, dat die wêreld juis na ons sal kyk en sê, they acknowledge him with their lips, and they show him by their lifestyle. Nie they acknowledge him with their lips, but they deny. Hulle praat soos God, maar leef soos die wêreld. Die rede hoekom ons moet wandel in die Gees en daagliks vervul, is omdat die Heilige Gees ons herinner en sê, kyk op, vertrou op die Here, jy kan nie op jou eie nie, laat hom toe. Hy het 'n goeie werk in jou wil begin, en hy wil aanhou met daai werk, laat hom toe. Maar ek wil hê jy moet hoor vanoggend, ek doen nie die verandering nie, ek maak nie my hart sag nie, die Heilige Gees doen, ek moet hom toelaat. Ek weet ek herhaal dit vandag 'n klomp keer, maar dit is my belangrik dat dit insink by ons. As hierdie klip vanoggend vashou, hoe lyk die toestand van jou hart? Ek sê miskien het jy 'n sagte hart met 'n 10% hoekie, want daar's eers iets in jou lewe wat kliphard is. Harde harte word gekenmerk aan dinge soos rebellie, hardkoppigheid. Soms is dit die produk van trots of selfgesentreerdheid of eie ek, selfbelangrik. Harde harte is soms daai onvergifnis en ons weier om te laat gaan. Harde harte is soms omdat ek nog nooit, dalk is dit jou totale hart bloot, nie omdat jy 'n goeie of 'n slegte mens is nie. Hier is nie vandag goeie en slegte mense nie. Hier's mense wat in hulle slegte toestand glo in die Here en hy het ons lewe kom verander. Maar hier's niemand wat vandag beter as iemand anders is nie. Maar dalk het jy nog nooit Jesus gekies nie en die toestand van jou hart oor die algemeen is nog hard. Harde harte is liefdeloos. Harde harte is nie diensbaar nie. Harde harte is nie ontvanklik of oop nie. Hoe lyk jou hart vandag? En ek weet ons kan vanoggend stil staan by die verskonings. Ons kan vandag uitredeneer en ja, maar jy weet nie wat hierdie aan my gedoen het nie en ja, maar die Here het nie my gebed beantwoord nie en miskien is dit 'n verstelling, miskien is dit regverdig, maar die realiteit is harde harte doen die naam van die Here eer. Doen sy eer skade. En as daar iemand is wat jou hart nie in hierdie toestand wil hê nie, dan is dit die Here. Want kom ek vra jou so, kom ons sê jou verskonings is geldig. Wat is die voordeel van 'n harde hart? Hoe baat dit jou en die mense om jou waar harde hart is? Inteendeel, praat met mense wat ongelukkig is en dan spoel hulle oor die seer wat harde harte veroorsaak. Die seer van iemand wat hardkoppig is of selfgesentreerd is. Die seer van iemand wat heeltyd praat vanuit 'n plek van bitterheid. En ek mag verkeerd wees vanoggend, maar net dalk is die Heilige Gees nou al met jou besig en hy sê vir jou daai een ding sal daai totale hart wat vandag moet verander. En ek wil jou uitnooi en jou uitdaag en sê moenie hom ignoreer nie. Moenie hom blus vanoggend nie. Moenie jou ore toedruk nie. Inteendeel, ek wil die beste vir jou. Hier is hoe 'n verandering van die hart begin. So mooi hoe Here dit in daai selfe Jesegiel sê in vers 23, voor hy sê ek gaan nuwe harte maak en skoon was. Hy sê ek gaan vir julle wys hoe heilig ek is. Verandering van die hart begin nie by ek wat na myself kyk nie. Verandering van die hart begin ek wat opkyk en bewus raak van wie hy is. Jy sien, as ek besef hoe groot hy is, dan besef ek hoe klein ek is. Dan besef ek wie eintlik koning is. En as ek bewus word van die Here, dan word ek ook bewus van sy karakter. Sy liefde, sy vergifnis, sy aanvaarding soos ek nog nooit ervaar het nie. En dis van julle wat vandag hiervan kan getuig. Van hoe die lewe, Here, al in jou lewe kom werk het, hoe jy 'n ou mens was en 'n ander mens was, hoe jy sekere gewoontes gehad het, sekere gedragspatrone, en te dank aan wat die Here in jou lewe gedoen het, kyk jy terug en jy kry eintlik skaam vir daai ou mens.
As jy die dankbaarheid van Here, dis wie ek was en te danke aan U, dis wie ek nou is. Vriende, mag ons besef en bewus word van wie die Here is. In sy groot en heiligheid kom hy vandag en hy sê, ek wil kom stil staan by jou. Ek wil jou raak sien. Ek wil jou hart aanraak. Esegiel 36 vers 23 gesê. En as ek my heiligheid, ek het dit nou gesê, hier is die teks. En as ek my heiligheid deur julle voor hulle oë openbaar, dis ander nasies, sê die oppermagtige Here, sal die nasies besef dat ek die Here. Harde harte sal geen nasie, geen persoon ooit oortuig van die godheid van Jesus nie. As ek vandag my hart kan verander, as ek vandag 'n oorgawe kan maak en sê, Here, hier is my hart, kan hy deur my, in my kom werk, sodat hy deur my vir die wêreld kan skreeu en sê, kyk, hulle was en nou is hulle. Baie van julle wat al deur hierdie transformasie gegaan het en goed in jou lewe afgelê het, mense het al ergens na jou toe gekom en gesê, daar's iets anders. Hoekom doen jy nie meer dit nie? Ek sien jou nie meer dit doen nie. Ek eer jou vir hoe jy nou leef. Wow, jy's 'n voorbeeld. Wow. Jy kan assosieer met wat ek vanoggend sê. Ek wil vanoggend uitdaag en sê. Ek gaan jou uitdaag om guts te vat. Ons gaan in 'n tyd van aanbidding oorgaan. Ek gaan nog 'n teksie of twee net gou lees, maar ek wil jou uitdaag om vanoggend te sê, Here, hoe lyk my hart? Selfrefleksie. En as daar enigiets in jou hart is wat hard is, miskien verteenwoordig hierdie klip nie jou hart nie, maar net soos ek sê, daai een area. Dalk is dit onvergifnis, dalk is dit self, dalk is dit seer van die wêreld, wat ook al dit kan wees, maar ek wil jou uitdaag om daai klip te vat en vandag te sê, Here, ek kan nie my hart sag maak nie, maar ek gaan dit vandag toelaat. En ons gaan worship musiek speel, liedjie wat sê, Lord, I give you my heart, I give you my soul, all to Jesus I surrender. En ek wil jou vra, kom gee dit oor, kom sit dit hier voor neer. Dis nie 'n oomblik waarop ons gaan fokus op mekaar nie. Ek wil jou uitdaag, bring jou klip, sit hom hier voor neer, maak jou gebed teenoor die Here en gaan sit en dan bid hom verder met die verwagting van het oorgegee. En nou is dit ek en U. Nou kyk ek op, nou word ek bewus van U heiligheid en ek hou net aan dat die musiek in my siel my herinner aan U grootheid. Dawid bid hierdie gebed in Psalm 51 vers 12. Hy sê: Skep vir my 'n rein hart, o God. Hoor hierdie mooi woorde, gee vir my 'n nuwe, standvastige gees. So mooi daai woordjie standvastig. Hoekom? Want as hierdie siklus en as ek myself vang, dan het ons al weer kop verloor. Nee, Here, gee vir my 'n standvastige, 'n nuwe hart wat totaal en al op U gerig sal wees, dat ek net een siklus element ken, toegewyd aan U, binne U wil. Iemand op wie U trots is, iemand wat voluit vir U leef. En ek weet ek het jou moontlik afgeskrik om te sê jy moet vanoggend kom en jy moet jou klip hier kom neersit en tyd met die Here spandeer, maar ek wil jou waarsku. Om aan 'n harde hart vas te hou het geen voordeel nie. Spreuke waarsku ons, jy ken hierdie teksie. Hy sê in Spreuke 4, hy sê bo alles wees versigtig wat met in jou hart aangaan. Wat jy dink bepaal jou hele lewe. Jesus nooi vanoggend uit en sê, wil jou 'n nuwe hart gee? Ek wil jou 'n nuwe gees gee. Ek wil jou ou hart verwyder en ek wil jou vul met my gees. So weer, of jou hart vanoggend 10% hart is of 100% hart is, aanvaar die uitnodiging. Trou hom, bring dit na hom toe, gee oor en sê, Here, ek besef wie U is. U is die belangrikste. Ons vra U, kom laat U wil in ons lewe geskied. Kom leef in ons, sodat ons vir U kan leef. En geloof sê ek vir U dankie vir elke hart wat vanoggend aangeraak is, elke kliphart wat gebreek het.
en vleis geword het, sag geword het. Ek bid dat U elke hart vandag so sal vul met U liefde en U teenwoordigheid en U krag, dat ons soos Dawid vanoggend innerlik 'n standvastige gees sal kry, wat nie weer ons oë van U af gaan haal nie, maar U ten volle gaan dien. Ek dank U vir elkeen wat vandag 'n keuse gemaak het en hulle rug gedraai het op 'n ou lewe of 'n ou gewoonte of 'n stuk seer of pyn, en ek vra in U krag, in U bonatuurlike aanraking, kom wees U die een wat hulle gesond maak. Kom wees U die een wat 'n nuwe lewe, nuwe gewoontes kweek. Kom wees U die een wat daardie hartseer vandag totaal en al kom genees. U nooi ons uit en sê U het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Here, dankie vir elke klip wat vanoggend hier lê. Mag dit nie net 'n spontane oomblik wees nie, maar 'n lewensveranderende keuse. Dankie dat U beloof om vir ons nuwe lewe te gee. Nuwe harte, nuwe gees. Dat U ons ou harte sal verwyder en dat U vir ons U Heilige Gees sal gee. Mag ons U naam verheerlik. Mag ons U trots maak as U uitstap deur so op te tree. Mense vir Jesus in ons sal raak sien. Nie omdat ons probeer heilig wees of baie godsdienstig nie, maar omdat ons oorloop van dit wat U in ons harte doen. Dankie vir nuwe harte. Ek loof en ek aanbid U. Ek eer U, dis U werke vandag. Dis U wat die eer verdien. Ek aanbid U in die naam van Jesus.